Het jy al ooit regtig gedink aan die goed wat jy elke dag gebruik? Jou selfoon, jou T-hemp, selfs die pen waarmee jy skryf. Glo my, elkeen van daardie items het 'n ongelooflike storie, 'n wêreldwye reis. En dit alles draai om een enkele kragtige idee: handel. En om hierdie storie te verstaan, gaan ons nie eeue terug in tyd nie. Nee, ons begin met 'n krisis wat redelik onlangs gebeur het. Die storie van hoe een enkele, massiewe skip die hele wêreld se ekonomie amper op sy knieë gedwing het. Kom ons kyk. So, stel jou hierdie prentjie voor. 'n Skip, maar nie sommer enige skip nie. Hierdie een is so lank soos 4 sokkervelde agter mekaar. 'n Ware staalreus wat op die see dryf, amper soos 'n drywende stad. Maar toe, in Maart 2021, gebeur die ondenkbare. Hierdie reus het, wel, vasgesteek. En nie sommer enige plek nie. Hy het vasgeval in een van die bussigste, belangrikste waterweë op die planeet, die Suezkanaal. En hy het nie net 'n bietjie vasgeval nie, hy het heeltemal dwars gelê en alles agter hom geblokkeer. Nou, hoekom is dit so 'n groot storie? Wel, kyk bietjie hier. 10%. Dis hoeveel van die hele wêreld se handel deur daardie een klein kanaaletjie moet gaan. En van een oomblik na die volgende was dit toe. Pottig. En die gevolg? Absolute chaos. Dink aan die ergste verkeersknop wat jy jou kan voorstel, maar op die see, met reuse skepe. Meer as 100 skepe het aan elke kant vasgesit, propvol goedere, van olie tot rekenaars tot speelgoed. Die hele wêreld het letterlik stil gestaan en gewag. En dit is die vraag wat ons vandag wil antwoord. Hoe is dit moontlik dat een skip wat op een plek vassit, so 'n reuse effek op die hele wêreld kan hê? Hoekom was daar skielik kommer oor goed op ons eie winkelrakke hier in Suid-Afrika? Die antwoord is eintlik eenvoudig, en dit is handel. Jy sien, geen land kan alles maak wat sy mense nodig het nie. Dis net nie moontlik nie. So, ons is almal aan mekaar gekoppel. Ons moet by mekaar koop en aan mekaar verkoop om te oorleef. OK, so kom ons breek dit vinnig af. Daar's 2 woorde wat jy moet ken. Eerstens, invoere. Dis die goed wat ons land inbring, goed wat ons by ander lande koop. En dan het jy uitvoere. Dis die goed wat ons land uitstuur, wat ons aan ander lande verkoop. Eenvoudig, né? Nou, kom ons praat oor Suid-Afrika. Ons is baie goed daarmee om goed uit te voer. Dink aan ons goud, ons diamante, ons heerlike vrugte. Die wêreld is mal daaroor. Maar ons kan nie alles self maak nie. Daai selfoon in jou hand, baie van die tegnologie daarin word ingevoer. Die petrol in ons motors word ingevoer. Dis 'n konstante vloei van goedere, in en uit, wat ons ekonomie laat werk. Maar hoe werk hierdie hele stelsel van koop en verkoop? Hoe besluit ons wat iets werd is? Wel, om dit te verstaan, moet ons vinnig teruggaan in die geskiedenis, na 'n tyd toe daar nog nie iets soos geld was nie. Lank gelede, as jy byvoorbeeld 'n sak mielies gehad het, maar jy het 'n skaap nodig gehad, was jou enigste opsie ruilhandel. Jy moes iemand kry wat 'n skaap het en wat toevallig 'n sak mielies wou hê. Jy ruil letterlik een ding vir 'n ander. Klink maklik, maar dit kon nogal moeilik raak. Want wat gebeur as die man met die skaap nie jou mielies wil hê nie? Dis presies hoekom geld uitgevind is. Geld gee vir alles 'n waarde wat almal verstaan. Dit maak die hele proses van handel net soveel vinniger en makliker. Reg, so ons weet nou ons gebruik geld, maar wat presies is dit wat ons eintlik verhandel? Dis nie meer net skape en mielies nie, glad nie. Vandag se handel kan basies in 3 groot groepe verdeel word. Die eerste groep is primêre produkte. Dink aan die woord primêr, soos in eerste. Dis die beginpunt. Dis die roue goed wat ons direk uit die natuur kry, soos hout van 'n boom of steenkool wat ons uit die grond grawe, onverwerk, rou. Maar ons los dit nie net daar nie, né? Ons neem daardie grondstowwe en ons maak goed daarvan. Dit bring ons by die tweede groep, sekondêre produkte. Dit is basies enige iets wat in 'n fabriek gemaak word. Hier's 'n perfekte voorbeeld. Jy begin met ystererts. Dis jou primêre produk, niks meer as 'n klomp klippe nie. Dan gaan dit na 'n fabriek toe en poef, dit word verander in 'n motor, 'n sekondêre produk. Van 'n klip tot 'n kar. Dis nogal ongelooflik as jy daaraan dink. OK, maar ons verhandel nie net dinge wat jy kan optel en vashou nie. Daar's 'n derde, baie belangrike kategorie, en dit is dienste. Hier verkoop mense nie 'n produk nie, hulle verkoop wat hulle kan doen, hulle tyd, hulle vaardighede of hulle kennis. Dink bietjie daaroor. Jou dokter, sy verkoop nie vir jou 'n ding nie, sy verkoop haar kennis om jou beter te maak. Jou onderwyser, hy lewer 'n opvoedingskundige diens. Selfs 'n haarkapper of 'n busbestuurder, hulle verkoop almal 'n diens. Dit is alles deel van die ekonomie. En dit bring ons by die belangrikste punt van alles. Hierdie groot ingewikkelde ding wat ons handel noem, dis nie iets wat net daar ver iewers gebeur nie.
Nee, dit het elke dag direk met jou te doen. Ek wil jy moet nou dink, watter produk wat van 'n ander land afkom, het jy vandag al gebruik? Jou selfoon. Definitief. Die pen in jou hand. Heel moontlik. Selfs die graanvlokkies wat jy vanoggend geëet het. Die kans is goed dat van die bestanddele van iewers anders afkom. So, jy sien, of jy nou daaraan dink of nie, met elke ding wat jy koop of gebruik, is jy deel van hierdie reuse wêreldwye netwerk. Jy is deel van globale handel. So, die volgende keer as jy jou selfoon optel of 'n pisang eet, dink vir 'n oomblik aan die reis daarvan. Onthou daai skip in die Suezkanaal, want elke liewe produk het 'n storie van 'n ongelooflike wêreldwye reis.